Mariet, ons leef natuurlik in 'n tyd waar dinge bymekaar kom. Wat ek daarby bedoel is liggaam, kop, hart, subtiele goed, Ja. baie duidelike wetenskaplike goed en die goed. En ek dink in die wysheid waarin jy vloei, kom al hierdie goed bymekaar. Dit is so. En die liggaam het sy eie taal, né? Dit is so. En dis 'n taal wat Absoluut. klankloos is. Net absoluut Dis so. asem, Yes. dis hartklop, dis Dit energie. Ek wil hoor, jy gaan vanoggend met my praat oor kinesiologie. Ja, onder andere. Onder andere. Onder andere, daar's altyd meer wysheid. As jy die pakkie oopmaak, iets nog. Dis so. Dankie Mariet. Okay. Trek los en vertel vir my, wat is kinesiologie? Okay. Ek is van kleins af regtig bewus en niemand my dit geleer nie. Ja. Dat ek is 'n spirituele wese en ek het aspekte geleer van die koninkryk van God is binne my. Dis nie iets apart nie, dis nie iets bokant my nie, dis Ja. regtig binne my. Ja, ja. En ek het van kleins af geleer as ek het gelowig groot geword en ek glo in die boodskap wat Jesus vir ons kom leer het Ja. as 'n ascended master. Okay. Ek glo dit. En daai waarheid van die koninkryk is binne jou, het hy vir ons kom leer. So altyd as ek vra, kry ek 'n antwoord of 'n anker. Van kleins af is ek 'n nurturer. Ek is 'n gebore nurturer. As jy kyk na die profiel van 'n nurturer, kan jy Mariet in die boek sit. Ek glo jou. Jy het Want so sagtheid. ek wil in altyd jou. almal net genurs het. Ja. En ek het dit gedoen. Ek het toe ek skool verlaat het na matriek, het ek gaan verpleeg. En ek het besef dat saam met die fisiese ongesteldhede en die siektes van die mense is daar 'n emosionele kant ook. Ja. Dit was regtig altyd vir my duidelik. En ja, die heel eerste keer 'n sterfgeval moes hanteer, was 'n ou tannetjie wat ek verpleeg het nog in Pietermaritzburg by St. Anne's Hospitaal. En daai jare het die verpleegkundiges, ons het alles gedoen, verpleegsters het alles gedoen vir 'n pasiënt. So ek was besig om die tannie bedwas en gemaklik te maak en ons het sulke tydbekertjies gehad waaruit hulle gedrink het en ek het vir haar iets gegee om te drink en sy het so agteroor gesak. En ek dink, maar sy slaap nou. Ek het haar kussings vir haar mooi opgepof en ek maak haar gemaklik. Maar die verpleegster wat die temps en die bloeddruk en die goed doen, stap in. En sy kyk my en sy kyk vir Tannie, sy sê, this patient just died. Ag, Jana Marie. Oh my goodness, Voor jou oë. voor my oë, in my arms, terwyl ek haar vashou. Ja. En weet jy, daar was 2 beddens in die kamer en toe ek uitloop, toe kom haar man in die gang aan. Ja. Wel Mariet lost het. Mariet het weggehardloop. Kon dit nie hanteer nie. Toe kan my kry as ek daar buite in die tuin. Ai. Maar toe kom hierdie besef, maar jy het haar vasgehou. Sy was nie alleen nie, sy het nie alleen gesterf nie. Ja. Jy weet? En min wetende dat ek baie jare later in my lewe gaan ek sterwensbegeleiding doen met pasiënte. En dit het amper soort van, ek sê nie my kos geword nie, maar ek het baie vrede gemaak daarmee. Ek het baie mense gehelp om met die kankerpasiëntwerk om by sielevrede in hulle self uit te kom. En dit is nou nadat ons al die stres en al die emosionele bagasie en al daai tipe goed verwerk het. Ja. En onder die fisiese kanker sit 'n emosionele een en ek het dit baie duidelik besef. En toe ek jy ken nou my storie van my eksman wat waterbokkies gekry het en al daai goed en ek by Unitas Hospitaal gewerk het, was die matrone se sekretaresse.
En in daai tyd het Nick die waterpokkies gekry, is regtig amper dood. Hy was 6 weke in 'n intensief op 'n longmasjien. Anyway, lang storie kort, van die verpleegkundiges wat hom behandel het refleksologie aan my bekend gestel. Ek het geweet iets te doen met drukpunte maar ek het geweet hoe sit waar en wat nie Ja. en hulle het my eintlik begine leer. En ons het regtig dit intensief op sy voete begine doen en ek is 'n mens, ek wil nie net 'n ding hoor of in 'n boek lees nie. Ek wil dit vir myself weet en ervaar en dit is nou hoe dit is. En ek het regtig gevoel en besef, ons breek hierdie gifstowwe in sy liggaam af. Almal van die medies tot die familie het vir my gesê, hy gaan dit nie maak nie. Maar moes toe hy nou opgeneem word intensief, toe gaan doen ek my anker en my antwoording en ek bid vir dit. En ek kry net amper 'n bo-menslike vrede. Ek weet nie hoe nie, maar ons gaan deur hierdie krisis kom. Ja. En ag ja, dit was 'n stryd. En een long het kollaps en toe die ander long, en toe al twee longe. En toe moes ek die longspesialis gaan sien in sy spreekkamer en hy sê vir my, ek moet my nou voorberei want my man is sterwend. En hy was. Maar ek het gaan sit en ek gaan vra vir 'n anker en ek het 'n anker gekry uit Spreuke 23 in die ou vertaling, my ou Bybeltjie. En daar's 'n sinnetjie wat voel of dit uit die bladsy uit opstaan. Ja. En daai sinnetjie sê, voorwaar daar is 'n toekoms vir jou en jou hoop sal nie verydel word nie. En hierdie is nie 'n hoop van maybe of miskien nie, dit is 'n regtige goedgegewe hoop. En toe ons nou begin met hierdie refleksologie, baie van daai pasiënte, want hy het mos nou waterpokkies gekry wat in die longe ingegaan het, maak dit nie. Want daai pokkies is soos gom, dit pak die longe toe, hulle kan nie suurstof opneem nie. Dis hoekom hy op 'n longmasjien moes wees. Maar ek het 'n vibreerkussentjie gekry en 'n halfuur voor hulle kom suig. Dan doen ons die refleks op die voete. Jy kan voel en hoor hoe kom die twak los en as hulle suig, dis net bolle twak wat uitkom, maar dit kom uit. En ons het die hele week so gewerk en by die Vrydag kon ons hom speen van die masjien af. Ja. Maar toe albei longe nou kollaps, toe moes ek hierdie longspesialis in sy spreekkamer gaan sien. En toe sit nou hierdie storie van ek moet my voorberei want my man is sterwend en almal dink ek is in ontkenning. As hulle vir my sê ek gaan dit nie maak nie, dan sê ek maar ek gaan. En ek is hierdie dokter weet nie wat om met my te maak nie. Hy gee my 'n kaartjie, ek moet 'n sielkundige gaan sien want Mariet is in ontkenning. En ek was nie in ontkenning nie. En toe ek in die eenheid die intensief instap. Nou omdat ek daar gewerk het, ek het al die personeel deur die aanstelling, het ek met aanstellings gewerk en so ek ken hulle almal. En hulle was baie goed vir my. Hulle het vir my so geakkommodeer en as hy net sy oog knip dan bel hulle my of enigiets aangaan. En ja, en hulle het vir my gesê, twee van die verpleegkinders my gesê, kan hulle asseblief op Nick se voete werk, want hulle het sopas begin met 'n refleksologie kursus. En ek het gesê, as ek hom kan help, dan doen ons dit. Ek weet ek weet daarvan, maar ek ken dit nie eintlik nie. En ons het dit regtig begin toepas, die bietjie wat hulle vir my gewys het. En as jy dan nou daai kussentjie agter die rug het wat so maak en jy refleks, jy kan regtig sien hoe verander dit op die monitors en jy kan regtig dit sien. So wonderbaarlik het hy herstel en ja, dit was my begin van 'n ander manier van werk as verpleegkundige. Ek verstaan. Dit was jou poort. So 'n persoonlike poort. Dit was my persoonlike poort. Ja. En toe het ek maar baie gelees en ja, en op 'n dag het ek net regtig besef, jy het genoeg gelees, is nou tyd om te begin. En in daai jare, dit was in 1993, 93.
het ek my eerste kursus gaan doen. En dit was 'n skoonheidskursus, Ja. waarvan ons die eerste 6 maande skoonheidswerk moes doen, soos facials en nails en daai tipe goed. En eers daarna het ons begin met anatomie en fisiologie en refleksologie, aromaterapie. Ek moet sê, dit was nie die beste skool nie, Nee, maar ek moes daar begin. ek verstaan. En ek moes besef wat is regtig van waarde en wat is nie. Maar ek moet ook sê, toe ek my heel eerste persoon in my lewe moes masseer, toe sit like, wow, Wat sê wat jy? gaan aan hier? My hande is gemaak Hiervoor? om mense, hiervoor. En tot vandag toe, ek lief dit om mense te masseer. En ek kan regtig van spasmas en knoppe ontsla raak, sonder dat ek jou onnodig seer maak. Wow. Ja. Sjoe. En toe ek nou hierdie studies begin doen, toe werk ek nog by Unitas en ek werk op die personeel en ek werk op matrone se voete en ja, en in daai tyd het Dr. Alberts begin, 'n groot onkoloog, en hulle het die onkologie praktyk begin en ek is aan hom voorgestel en dis maar hoe dit ontwikkel het. Ja. Jy weet dat ek op die ou end wel by onkologie self betrokke Met die geraak het. kankerpasiënte gewerk het. As hy my bel en vir my sê, hy het vir my pasiënt in die saal met limfedeem in die bene, voete, kan ek help? Dan sê ek vir my, yes, ek kan. Gaan doen ek my ding, en as hy sy rondes doen, dan sien hy daai verbetering, en so het hy my al hoe meer beginne betrek, en toe ek nou daai versie kry van daar's 'n toekoms en 'n hoop, en nie herstel, het ek gesê, vat my, gebruik my waarvoor ook al, maar ek sal graag helingwerk wil doen. Maar ek het nooit gedink gaan met kanker werk nie. Jep. En vragies, toe na tyd, toe kom dit op my pad. Ja. En ek was 18 jaar betrokke by onkologie, en ek kon vreeslik baie kursusse gaan doen. Sjoe. Baie kursusse. En dit is regtig soos puzzels wat in mekaar pas. So, ek het bewus geraak daarvan deur studies. 'n Mens het nie net 'n fisiese liggaam nie, het 'n energieliggaam ook. En alles wat lewe bestaan uit energie. Alles is molekules en energie wat teen frekwensies vibreer. En ook gedagtes en emosies en woorde, dit is alles energie. En ek het byvoorbeeld destyds vir my 'n boek gekoop oor energieheling. En daar's baie verskillende tegnieke en goed in. En ek kom af op Healing Touch. Ja. En Healing Touch is baie soos Reiki. Ja. Mense wat Reiki doen, Ja. is ook maar werk met energie. Maar Healing Touch is ontwikkel deur 'n Dr. Mary Bulbrook van Colorado, juis met onkologie verpleegkundiges. Wat besef het, hierdie pasiënt het nie net 'n fisiese liggaam nie, daar's 'n hele energieliggaam ook. En hulle het bewegings uitgewerk om daai energieveld reg te maak. Dan ook uit my ervaring my geleer dat chemoterapie maak die pasiënt se energieveld taai Ja. en bestraling Ja. is nog erger, dit maak soos brandkolle, gaatjies. En die vitale energie wat alles mos nou hier in die liggaam moet onderhou en laat werk en groei en selfverdeling, al daai tipe goed, is eintlik maar energie, en daai energie ontsnap uit daai gaatjies uit. En as ons nou hierdie Healing Touch tegnieke doen, dan maak ons dit reg. En dit is die wonderlikste om te sien hoe, en natuurlik doen ek dit nou saam met my ander werk, wat dan nou die emosionele ontlading is, en ons gaan deur vergifnis en vryspraak en al daai tipe goed, om stres af te kry, en as ons dit alles doen, dan kom daar 'n nuwe lig in die oë. En jy kan sien hierdie persoon is op 'n, daar's regtig 'n heling, en dit is 'n holistiese heling. Ja. So om holisties gesond te wees, is nie net afwesigheid van siekte nie. Dit is om op
al jou vlakke in 'n balans te wees. balans te En dis waaroor my werk gaan. Ja, kyk, ek kan hoor, ek drink letterlik in wat jy vir my sê. En ek kan hoor daai absolute diep persoonlike belewenis daarvan. As jy vir mense wat leuke is, Ja. moet verduidelik, wat bedoel jy wanneer jy sê die liggaam het fisiologiese en chemiese werking, maar dat hierdie energie, as ek jou reg verstaan, iets boonbehalwe dit is. Dit is so. Verduidelik dit dit is vir so. mense wat daaroor 'n vraag Weet kan jy, hê. daar's 'n sekere kamera wat Colline photography is, wat 'n persoon se energieveld afneem. En dit wys altyd op in kleure. Is dit nou die aura? Dis die aura. Dis die aura. En ons het eintlik 7 verskillende energieveldjies om ons, maar dis bietjie onderverdeel ook. Dis eintlik hoof 4. O. So jy het jou fisiese liggaam en as jy nou so werk, dan kan jy voel, of as jy so beweeg, dan kan jy voel daar soos 'n hittetjie. Ja. En daai eerste laagie noem ons jou eteriese liggaam of the etheric body. Okay. En Healing Touch werk veral op daai eteriese liggaam. Dan het ons emosie, verstand, gees. Nou, ek het jou al vertel van PNI. Ja, jy. En PNI staan Ja. vir psigo-neuro-endo-immunologie. Ons sê sommer PNI of PNI. Maar dit is die proses van voel na dink, Ja. jou brein, daai boodskappe gaan deur jou streshormone, adrenalien, kortisol, noradrenalien gaan na die reseptors op die selle toe. En jou selle neem dan daai emosies en gedagtes wat jy het op. Dis 'n fisiologiese wetenskaplike proses. Dis nie 'n airy-fairy teorie wat ons uit die lug uittrek. In watter vorm gaan sit dit in die selle? Weet jy, Daai stres. ek het 'n boek saamgebring, eintlik 'n paar. Nou hierdie boekie is getiteld Molecules of Emotion. En dis geskryf deur Candace Pert. Ja. En sy was 'n neurowetenskaplike. En sy het verskriklik baie navorsing gedoen op hierdie teorie Ja. van ons emosies word deur neuropeptides oorgedra na reseptors op ons selle. Op ons selle. Ja. En ek het ook hierdie boek is Anatomy of the Spirit. O, ek het hom gelees jare gelede. Is geskryf deur Carolyn Myers en hierin beskryf sy ook die aura en die energieveld en goeders. So die energieveld is nie iets niets nie. Almal weet dit van baie jare, maar dit is wetenskaplik regtig bewys. Dis ook bewys dat omtrent 6 weke voordat 'n fisiese probleem in die liggaam manifesteer, wys dit reeds op in die aura. Deur hierdie Colline photography kan hulle al klaar Die sien. liggaam vertel die storie. Die liggaam vertel die storie. Watter simptome lees jy byvoorbeeld? Sê nou jy werk met iemand en hier is 'n verstoring en hierdie energie het nou soos jy dit nou beskryf het deur die neuropeptides as ek reg. Het dit nou gaan lê in die selle. Hoe lees jy dit? Okay. Wat is die tekens? Okay. Ek gaan dit vir jou net ook gou op 'n ander manier verduidelik. Ek het die voorreg gehad om baie jare terug na Deepak Chopra te gaan luister. Hy het ook Ek onthou jy het my vertel in ons eerste gesprek. Jy onthou. Ek onthou. Nou jy onthou, hy het ook verduidelik toe hy begin medies praktiseer, het hy ook hierdie PNI ding gedoen van stres en hoe affekteer dit die fisiese liggaam. En toe begin hulle ook navorsing doen met kankerpasiënte. Ek gaan nou 'n bietjie Engels praat. Dis reg. Hy het gesê, why do we get 2 cancer patients? One does well and the other one does not do well. Okay. En toe begin hy verduidelik, it's because the cells in our bodies have got little ears. And these little ears are very inquisitive. They listen to everything we feel, think or say. And if it's negative, it's anger, it's fear, it's heartache, it's stress, that's how our cells will react. If it's good and it's loving and it's positive, that's how our cells will react.
jy weet. So 'n mooi beeld, né? Ja, dis 'n baie mooi beeld en dit is oortjies wat verskriklik nuuskierig- waar. Ja. En soos Candice Pert se werk het daai reseptors, kan jy maar sê, is die oortjies wat dan nou hierdie emosionele goeters optel. Jy Ja. weet, en as ek byvoorbeeld iemand masseer en ek kry nou lekker stewige spasmas hier in die nek en die skouers. Ek kan nou vir jou 'n briefie gee, dis nie net fisiese spanning wat daar gaan vassit nie. Baie keer is dit ons dra gewig op ons skouers. Dit amper hang hierso. Ek hoor jou, Ja, ja. ek weet, en ek kan vir die persoon bietjie vra. Ja. Het iemand jou kwaad gemaak? Is jy gestres, jy hartseer en dit kom uit. Dit kom regtig So moet uit. jy vra of kan jy dit optel? Okay. Wat ek doen altyd as ek nou met 'n nuwe persoon werk, is ons doen 'n mediese geskiedenis. So ek luister presies, ek het 'n vorm wat ons invul. Ek het sekere vrae wat ek vra en daarop kry ek 'n redelike beeld van wat die persoon vir my sê. Okay. Baie by een van ons refleksologie kongresse het Dr. Frans Kromhout met ons kom praat as 'n spreker. En ek het deur hom my kinesiologie kursus gedoen. En Dr. Frans Kromhout het 'n pedigree wat skrik vir niks nie. Hy's 'n homeopaat, hy's 'n naturopaat, hy's 'n voedingkundige, hy's 'n chiropraktisyn. Hy's 'n fenominale kinesioloog. En hy het 'n lys gaan saamstel wat hy noem health syndromes. En ek het dit saamgebring dat ek vir jou kan wys. So daar is nou sy lysie van quantum physics health syndromes. Liewe land. Ja. Nou wil ek net sê, as ek nou luister wat die persoon vir my sê en ons gaan deur hierdie toets, kinesiologie toets en ek werk op die liggaam, dan is dit weer hierdie puzzles wat in mekaar pas. Jy kan nie glo hoe pas die goed in mekaar in. Jette. Ja. So jy hoor wat vertel die persoon jou Ja. oor hulle geskiedenis en hulle mediese geskiedenis. Ja. Jy gaan na jou toets toe en jy begin 'n prentjie kry van goed wat in hulle lewe alles bymekaar kom. Yes. Rondom hierdie probleem. Rondom hierdie probleem. Wat nie net fisies is nie, Dit is nie net fisies. maar die liggaam vertel hy Die liggaam storie. vertel vir my die storie. Sjoe. So dit bring ons nou by kinesiologie. Ja. Het hulle met wetenskap bewys dat ons kan met spiertoetsing kan ons bevestig wat is waar en wat is vals. Ja, vertel my van spiertoetsing. Okay. Muscle testing of spiertoetsing bypass jou kop, jou intellek, jou gedagtes, jou brein, jou verstand. Die liggaam gee vir ons die antwoord. Ja, So jy kan dit nie manipuleer nie. ek hoor jou. Okay. Nou gewoonlik gebruik ons 'n persoon se arm. En kan ek met jou 'n demonstrasie doen, Jy maar kan. dan moet ek nou opstaan hierso. Jy is welkom. Maak jou arm vir my lekker sterk hierdie enetjie, sommer lekker sterk. So. Sterk. Ja. Nou ek gaan nou vir jou liggaam vra, nie vir jou kop nie. Okay, of jou verstand nie. Ja, Ek vra vir jou liggaam, bevestig vir my is jou naam Philip. ja, Kan jy voel hoe mooi sterk bly jy? ja. Okay. As ek sê is jou naam Pieter. Niks krag in die lewe Niks nie. krag in die lewe nie. Ja. Dit is wat dit is. So, Jette. so dit is nou een manier om energie te toets. Jen. So. Ek het geleer om met my vingers te toets ook, want dis ook 'n spiertoets. Ja, En 'n ja-lok, net soos hy armlok, ja. hy bly sterk, dan bly hierdie sterk, en as dit 'n nee is, val hy sommer oop. Dan Daar's gaan hy geen oop. krag nie. Ja. My jette. So 'n praktiese voorbeeld, ek stap in Dischem in en ek wil vir my, ek soek byvoorbeeld 'n goeie aanvulling, vitamiene aanvulling. Daar's hordes op die rak. Ja, En ek moet nou kyk wat is gepas vir my liggaam. dis Dit beteken nie as een uitval hy sleg nie, Ja. maar my liggaam wil hom nie hê nie. ja. En dan staan ek daar en ek toets en ek sê is dit in my liggaam se hoogste belang om hierdie produk te gebruik? En as dit 'n ja is, gaan hy sterk bly en as dit nee is, val hy oop. Jy noem die naam van die produk. Ek staan sommer net daar want bewustheid is
om ons, dis in ons. Dis dis nie iets wat ek moet gaan haal nie. Dit is klaar daar. Verstaan? So en dan staan ek daar en ek vra die vraag: is dit in my liggaam se hoogste belang om hierdie produk te gebruik? Ek staan net so. En as hy ja is, dan lok hy en sy nee is val hy oor. Ek sit nou in verstomming Ja, hier. want ek kan nou nie, 'n ander manier om energie te toets is met 'n pendulum. Ja? En dan moet mense nou weer nie dink dit kom van die Farfetch af nie. Dis net 'n gewig aan 'n toutjie. Ja. Maar as jy begin werk met 'n pendulum, Ja. moet jy bietjie verstaan van metafisiese energie wat om ons is. Dis die skepingsenergie wat alles laat lewe en laat groei. En daai skepingsenergie bevat wysheid. So ook as ons met kinesiologie werk, dan tap ons in daai wysheid. Ja. En dis bo die intellek, dis bo die verstaan in jou brein en jou verstand, want dit is bokant dit. Nou, as mens met 'n pendulum werk, ek het myne gebring, dan moet 'n mens nou maar net eers baie mooi kyk na jou sensitiwiteit. Daar's nou myne en dis regtig letterlike gewigie aan 'n tou. My ene is nogal 'n mooi een. Ja, nou vir my persoonlik, Ja. my energie sê 'n ja of 'n positief is 'n kloksirkel en 'n nee is 'n antiklok. So ek het nou jou spier getoets en ons het bevestig jou naam is Philip. Nou gaan ek vra, is die persoon wat ek nou mee praat se naam Philip? En onmiddellik gaan hy vir my ja wys. As ek sê is hierdie persoon wat ek met mee praat se naam Gert, dan gaan hy onmiddellik vir my nee wys. Ja. Wel, weet jy waaraan herinner jy my nou? Jare gelede het 'n masseur Ja. vir my, ek het vreeslik met my nek gesukkel, dit was 10 jaar terug. En 'n masseur het, voordat hy my begin masseer het hy iets gedoen en ek kan nie nou onthou wat nie, want die oomblik, dit het so vinnig verbygegaan die oomblik. Maar hy het die vraag gevra, het ek toestemming om met jou liggaam te werk? Ja. Toe sê ek ja, toe sê hy vir my, ek het nie vir jou gevra nie, ek het vir jou lyf gevra. 100%. En ek het maar net gelag en dit laat verbygaan. Is 100 dit waarmee hy besig was? Dis waarmee hy besig was. Liewe aarde. Want ons doen dit. Ek meen as Nee, jy nee. by my instap vir 'n helingssessie, daar's soort van 'n verstaan al klaar dat jy my vra om jou te help. Ja, ja, Maar ons vra altyd as ons voor ek hierdie toets doen, ja, dan vra ek, mag ek hierdie persoon se energie toets? my genigtig. En dan kry ek hierdie ja, Ja. ek kan hom toets. As ek gaan 'n nee kry, gaan ek vir die persoon sê, miskien is jy nog nie reg nie, miskien moet ons eers ander werk doen voor ons by hierdie uitkom. Ja, Maar gewoonlik doen ons eers hierdie. ek verstaan. Want Dr. Kromhout het ons geleer dat, want gelukkig, hy was nou hierdie spreker by die kongres, en toe kon ek by hom 'n kursus gaan doen. Ja, En dis waar ek geleer het hoe om hierdie werk te doen. En as ons nou op sy lys afgaan, ons toets vir mikroorganismes byvoorbeeld. So ek kan onmiddellik vir jou sê, Ja. kom ons sê ek toets kom ons toets maar myself. Okay. So ek gaan nou maar iets se liggaam toets. ja, En ek hou my pendulum oor microorganisms. Ek is nog nie eers by die verskillende, ek is net by die opskrifie. ja, En ek vra, is daar mikroorganismes in my liggaam wat 'n probleem veroorsaak? Dan wys hy al klaar vir my nee. Ek hoef nou nie eers eintlik op die lysie af te gaan nie. Maar die lysie gaan dan, ons check vir virusse, ons check vir bakterie, vir fungus, vir parasiete, vir amoebas, wat ook eensellige organismes is wat in jou darmes kan beweeg. Ons toets vir Candida en ons toets vir Helicobacter. ja, ja, ja. Helicobacter is 'n bakterie wat baie mense in hulle darmkanaal het sonder dat hulle weet hulle het dit. En dis die kaland wat ook maagsere kan veroorsaak. So ek het al baie mense getoets en dan kom ons by Helicobacter uit. Gaan die proses meer oor toets en dan gee jy vir die persoon rigting?
In my werk ja. Is dit? Want nou het ek geluister wat die persoon Ja. vir my sê. Nou kom ons sê maar dis nou 'n vroutjie en sy sukkel met urineweginfeksies en sulke goed. Dan gaan nou al klaar 'n klokkie in my kop af. En as ek nou toets en ons kom by Candida. Ek eintlik nog voor ek net nou al luister, kan ek al bepaal ek het nogal 'n spesmaas hierdie vroutjie ly aan Candida infeksie. En as ek hom nou toets, gaan ek hom kry. Ek gaan hom maar as 'n ja kry. Okay. Nou net weer met hierdie toets, ons kyk na immuniteit ook. Ja. En daar kyk ons na jou lewer. Ek gaan sommer deur al die organe toets hulle en dan kyk ons na allergieë en ons kyk na intoleransies. Ja. Daar's 'n verskil tussen 'n allergie en 'n intoleransie. So intoleransie is jou liggaam sukkel om sekere goed te verteer. Dit is gewoonlik kosse. En 'n intoleransie kan geleidelik opbou. As jy te veel van 'n ding eet wat jou liggaam mee sukkel, dan kan hy op 'n stadium piek en dan gaan hy vir jou simptome gee. En dan word hy 'n allergie. Of nie, hy word nooit regtig allergie. Nee, allergie is gewoonlik 'n eksterne substans wat in die liggaam inkom wat jou immuunstelsel oorkompenseer. Ek verstaan. Dis hoekom as hy by jou steek kan jy opswel of as jy sekere goed eet kan jy uitslaan en uitslag kry en sulke goed. Ja. Maar intoleransie doen nie dit nie, maar hy kan nou vir jou goed gee soort hartlywigheid, soos diarree, soos jy kom net agter as jy sekere goed eet dan voel jou maag nie lekker nie. Ja. Jy weet so dit sê nie byvoorbeeld ek toets ons kyk vir stysels, suiker, suiwel, baie mense het 'n probleem met beesmelk byvoorbeeld. Ja. My eie dogter het 'n probleem met beesmelk en dis nie net die laktose in die melk nie, daar's 'n proteïen in melk. En as sy melk inneem, kry sy ontsettend sinus. Vreeslik. Jette. So dit maar so intoleransie, nou kan ek vir mense, ons kan toets, wat is in jou liggaam se beste belang om te eet, wat moet jy liewers vir my, en beteken jy mag nooit weer stysels eet nie, maar plat dit nou bietjie af, laat jy weer op 'n normale vlak kom. Jy weet, dan kan jy nou maar weer 'n bietjie aardappels eet, maar as jy weet, jou liggaam het 'n probleem om sekere goed te verwerk, dan is jy mos nou bemagtig met kennis. Ja. En dan weet jy mos nou, wat moet ek doen en wat moet ek liewers nie doen. So dit gaan oor kos? Dit gaan seker oor aanvullings wat jy vir hulle kan aanbeveel? Ja, absoluut. Jy kan alles toets. En waar raak dit dan nou, soos wat ek het verstaan, energiewerk? Energiewerk. Verby die toetsing. Is energiewerk ook behandeling of is dit net toetsing? Nee, dit is behandeling, maar dit lê bietjie meer op 'n kyk, selfs as ek jou masseer, dis energiewerk. Dis energiewerk. Verstaan? En dan werk ek met ongelooflike olies, want ek werk net met suiwer medisinale graad olies. As ek op jou voete werk, ek kan mos nou voel verander die energie onder my vingers. Jy weet, so kan voel. Wat is dit wat jy voel? Ja, partykeer is dit, ons noem dit kristalletjies soos knoppies. Ja. Of ek kan voel waar is 'n area onderaktief of ooraktief of waar kongestie opgebou. As ek byvoorbeeld kongestie kry op jou lewerrefleks, ek kan nou nie vir jou sê meneer, maar jou lewer het nou 'n probleem, pak op nie. Maar ek kan vir jou sê jou lewer sukkel bietjie om gifstowwe af te werk. Jy weet, en met die refleksologie gaan ons in elk geval daai proses help. Ja. Maar dan kan ek miskien vir jou sê, byvoorbeeld ek self het nie meer 'n galblaas nie. Ons my galblaas laat verwyder. En as ek nie mooi kyk nie, want nou moet my lewer oor tyd werk, want ek moet heeltyd gal maak. Ek het nie meer 'n stoortjie nie. En ek vind dat so by die 3de, 4de maand kry ek 'n galaanval. Liewe land. Ek kry regtig. Ek markeer absoluut niks nie. Maar laat ek nou net een oggend wil opstaan, dan begin die wêreld met my spin. Ja. En as hy eers begin spin, dan kry ek hierdie ongelooflike naarheid. Ag, Ek skrik vir niks nie. Maar gewoonlik so binne 2 dae dan klaar dit op.
Nou, jy ken nou al vir my en ek werk net met natuurlike middels. Maar daar's een chemiese pilletjie wat ek gebruik, wat 'n antinaarpilletjie is, wat ek by enige apteek of Dischem koop. Ek noem dit sommer groen boksie, want ek kom in 'n groen boksie. En ek gaan vra net vir 'n groen boksie pilletjies. Dis 'n bitterklein pilletjie en hy is so bitter soos gal. Ja. Maar hy klaar gal op. En hy help die lewer bietjie. Ja, so 'n wonderpilletjie. Jo. En altyd ook as ek weggaan, vat ek my pilletjie voorraad saam. En ek het eendag by Dischem toe help 'n apteker my en ek sê vir hom ek soek groen boksie pilletjie en antinaarpilletjie. Hy sê, jy weet, dis fantastiese pille hierdie. Ek sê ek weet, ek drink dit want ek het nie meer, en hy sê vir my hy drink dit ook. Ek sê, wel, ek drink dit want ek het nie meer galblaas nie, meneer, hoekom drink jy dit? Hy begin lag. Ek dink, nee, okay, ek het jou uitgevang. Daar's 'n paar bottels in die... Jy weet dan. Ja, in die kas. Ja, so alles vervleg in mekaar in. Jy weet, as ek jou masseer, ek masseer jou nie net op 'n fisiese manier nie. Want jy gaan ontspan. Die ontspanwerk gaan maak dat jou liggaam ervaar 'n aangename sensasie. Dit maak dat jou brein hierdie endorfine afskei wat sê ek ontspan, dis lekker. Jy weet, en ja, jy ontstres sommer net en as ons nou wel ook, want hierdie toets nou jou endokrine, hormonaal, metale en stresse. Maar dan kan ek nou verder gaan en dan kan ek begin emosionele toetse doen. Want ek wil nie, ekskuus dat ek jou in die rede val. Toe jy nou so praat, dan begin dit nou hierdie veranderinge bring. Dit verander dan seker die aura. Natuurlik. Is daai aura, met ander woorde, weer eens omdat alles bymekaar kom? Ja. Dis afhanklik van wat is die energie binne in die liggaam? Absoluut. Is dit 'n negatiewe Dit net so, want storie? jou aura kan jy ook sien as jou persoonlike stoortjie, want dit is wat dit is. En alles wat jy voel en dink, sit in jou stoortjie vas. Maar dit beteken dat die aura is nie iets airy-fairy, verskil my taal. Dit is glad nie airy-fairy. Want dit kom vanuit dit wat chemies ook in jou liggaam aan die gang is. Dis ek reg, ja. Dit so kom. Reg, ja. En kinesiologie, ek het hom ook saam met jou gebring. Ek gaan dit nou met jou praat. Dit heet the Map of Consciousness. Map of Consciousness. Ja, dit is hoe ons kalibreer van 0 tot, ons kan gaan tot by 1000. Okay. En dit is spirituele, emosionele, sê maar kurwes waardeur 'n mens kan beweeg. Ja. En dit begin byvoorbeeld by baie laag 0 tot by 50, 100, daai goed. Ek gaan dit oor, mense praat van hoe vibreer jy? Ja, is hoe dit? vibreer jy? Ja. Maar nou goeie soos haat en jaloesie en verneinigheid en gulsigheid en daai goed lê op 'n baie lae vlak. Ja. Okay. As ons nou hier beweeg, jy kan byvoorbeeld hierso sien, eers as ons hier, ons sit, almal van ons as mense moet deur hierdie goeters ploeg. Ek sien, dit is die waarheid, ja. Nou kom ons hierso, meeste mense kalibreer hier by 200. Waar hulle moed begin kry. Waar hulle courage, moet begin kry. En dit begin daar onder by skaamte. Ja, begin by skaamte en woede en grief en apathy, fear. Dis almal baie laag frekwensie emosionele goed waardeur ons moet werk. Ja. Nee. Courage kom gewoonlik met wat ons noem the dark night of the soul ervaring. Dis wanneer mens deur regtige krisis gaan. En dan kom daai besef van, maar ek het nou alles uit my menswees gedoen om myself te help, ek kan nie verder nie. En dan kom daar tog later 'n besef van, maar hier's iets meer in my as net my mensgoed. En dan ontwikkel jy hierdie courage. Ja. Hoe gaan is ek nou 'n slagoffer
van my omstandigheid of wat iemand vir my gedoen of gesê het. En ons almal kom van kleins af met kinderwonde. Jy weet, en party van dit is intentioneel aan ons gedoen. Party goed is persepsies. Dis net persepsies wat jy Absoluut. gevorm Ja. het. Meeste goed is persepsies. Dis reg. En dis nie waarheid nie. Dis hoe ons interpreteer. Dis hoe ons interpreteer. Deur As 'n jy- klomp filters. Dis reg so. As jy 'n baie kritiese ouer gehad het, of ma of jou pa is, dan kry jy hierdie innerlike boodskap, maar ek is nie goed genoeg nie. Ek moet op 'n sekere manier optree om aanvaarbaar te wees. Maar daai eina gaan sit in jou onderbewussyn vas in jou brein. I'm not good enough. En dit kan jou hele lewe met jou saamsleep en al jou verhoudings en al jou goed beïnvloed. Ja. Tot jy die dag wakker word en besef, maar is hierdie nou waar? Of is dit nou net iets wat ek dink? Ek is nie wie ek regtig is nie. Jy weet, en wat my gehelp het in my werk is om te regtig besef, ons is twee wesens in een. Ons het 'n laer self en dis ons menswees. En ons menslike gedagtes, ons menslike behoeftes, ons menslike geaardheid en kondisionering. Ons het met kinesiologie toetsing, het ons ook geïdentifiseer dat meeste mense vorm tussen die ouderdom van 0 tot 3 jaar, vorm jy jou basiese negatiewe, ons noem dit jou core belief system, negative belief system. Jy leer dit al in die baarmoeder, maar terwyl jou ma met jou swanger is, dra sy al haar emosies en gedagtes en woorde energie op jou oor. En dit kom seker in die vorm van daai spanning en daai stres Yes. in jou liggaam. Want jy verstaan mos nou nie die Jy woorde. verstaan niks nie, jy het nog nie 'n brein nie, jy kan nog nie konseptueel dink nie, maar op 'n vibrasie vlak begin jy voel. Ja. En hier's 'n gevoel van iets is nie lekker nie. Ja. Jy weet, en die menslike geaardheid is om te dink dan dis my skuld, hier's fout met my. Jy weet? En nou kom ons ook in hierdie lewe in en ek het ander boeke waar ek ook werk wat karaktertipes identifiseer en hoe ons ontwikkel in ons siege, toe maar. Ja, so ons het persoonlike kondisionering en ons het algemene kondisionering. So persoonlik is daai eerste 3 tot 6 jaar in 'n kind se lewe. Dis die goed wat jy optel van jou ouers, jou oumas, jou broers, jou susters, daai onmiddellike omgewing waarin jy is. En dit kan dan weer jou toekomstige ingesteldheid en hoe goeders vir jou manifesteer fisies in jou lewe word daardeur beïnvloed. Tot jy besef hier's 'n probleem, maar daai probleem kan ons regmaak. Want wat met jou gebeur het gebeur. Ons kan nie dit verander nie. Ons kan nie weer klein word nie. Maar ons kan ons emosionele reaksie op wat gebeur het. Ons kan dit gaan regmaak. Ja. Jy weet, en in plaas dat ek kwaad is en hartseer is en bang is en wat, kan ek dit verander en ek kan na my hoër self toe gaan. En my hoër self is my hoër self. Dit is my hoër bewustheid, dis hierdie Heilige Gees binne my, dis die koninkryk van God wat binne my is. En as ek van daai vlak van liefde afwerk in plaas van my menswese is maar meestal vrees. So as heling nou plaasvind, dan kom daai twee aspekte van die mens in balans. Ja. Jy kan dit Dis hoekom jy dit noem twee mense. Dis amper twee foto's van jou. Dis amper twee foto's van jou. Ja. En dan, So dis ook die ego. Okay, die ego kan jou baie goeders laat glo wat nie waar is nie. Maar dan moet ek ook sê, ons het 'n negatiewe ego en ons het ook 'n positiewe ego. So die negatiewe ego kom uit hierdie selfbeeldgoeders wat ek opgebou het en in ons algemene kondisionering, dis die goed wat ons optel in die samelewing, die skool, die kerk, al daai tipe goed. En ek is net 'n armsalige sondaar. ja. So 'n morbiede mensbeeld. Ek kan nie daarmee saamgaan nie, Nee, want ek ook ek is nie.
Ek is nie armsalig gesond Nee. daar nie. Nee. En so ja, en as jy dan van jou liefdebasis af begin funksioneer, Ja. dan hoef jy nie so te stres oor alles nie. En dan verander ons, maar Dr. Kromhout maak baie gebruik van tapping. O ja, Hy doen baie tapping op jou meridiaanpunte, O, ja. energiebaanpunte. ja. En hy sal byvoorbeeld vir jou sê, kom ons sê toe jy 6 jaar oud was daar 'n insident in jou jong lewe wat vir jou iets laat begin perseptueel laat glo het. Maar is nie 'n waarheid nie. Ja. Dis hierdie ding van geld is wortel van alle kwaad. Okay? Dan gaan hy vir jou terugvat na daai tyd toe, of hy gaan nie eintlik terugvat nie, maar onthou nou net hier in jou kop, Ja. wat het gebeur daar. En dan gaan hy sekere punte begin tap, en hy gaan vir jou sê, haal diep asem, hou, tot jou liggaam vir jou sê, ek het nou suurstof nodig, ek kan nie meer nie. En dan blaas jy uit, en dan blaas jy ook van hierdie stres uit. Wow. Hy het dit baie keer vir ons gedemonstreer. Die tik op die meridiaan, is dit punte sê jy? Dis punte, dis sekere punte. Hoe hou dit verband met die vagus senuwee? Is dit dieselfde ding? Absoluut, 100%. Is dit dieselfde ding? 100%. Waar loop die vagus senuwee oral deur? Weet jy wat? Hy is die sentrale senuwees en ons het mos 12 cranial nerves. Okay. Maar die vagusnerve kan jy altyd voel, dis hier waar jou ore aan die O. agterkant van die ore. Ja. So as jy gespanne voel, vryf net bietjie hier agter jou ore. Jy gaan onmiddellik begin kalmeer. My jette. Ja. En as ek mense masseer, dan maak ek seker ek werk nogal redelik op hierdie vagusnerve. Is daar 'n ander senuwee wat hier agter mense oor verbyloop of is dit net hy wat? Daar's baie senuwese, maar die vagus kan jy regtig voel hier agter die ore. Okay. Ja. Hoekom ek vra, as 'n vriend van my wat saam met my teologie geswat het en 'n dominee was, is 4 jaar gelede aan kanker oorlede van daai senuwee. As ek dit nou reg verstaan, is hoe hy dit vir my verduidelik het. Hy het kanker van daai senuwee gekry en toe dit. So ek wonder of dit die vagus, Ja. maar dis nou nie belangrik nie, maar Ja, ek wonder net skielik nie, maar daaroor. weet, kanker kan enige selle in die liggaam aanval, so dit is nie onmoontlik nie. Dis Ah, ja, dit tog. ja. So hier stap ek nou in by jou. Verstaan ek dan die proses reg as ek sê, nou gaan jy al hierdie toetsings met my doen? Jy gaan na daai kaart kyk, Ja. jy gaan bepaal hoe vibreer ek. Ek wil Ja. vinnig, ek gaan myself onderbreek. Ja. Oor die vibrasie wil ek jou iets vra. Ja. Daar's mense wat een keer gesê het, hulle wil bymekaar kom en dan hulle vibrasie stuur na Oekraïne en Rusland toe om daai oorlog te stop. Ja. Toe het iemand anders van my gesê, nou gaan ek vir jou sê wie dit is. Voordat ek nog daaroor gaan lees het Prof Marius Herold wat nou Ja, oorlede is vir my ja. gesê, 'n mens se vibrasie strek so 'n entjie. So my en jou vibrasies tref mekaar nou. Ja. Maar hy sê dis te ver, Rusland. Nee, Wat dit sê jy daarvan? Nee, dit is nie so nie, want jy kan jou ore uitstoot. Jy kan hom ver uitstoot. Maar tot by Rusland. Weet jy wat? Weer eens moet jy verstaan dat gedagtes is energie. Okay. En energie is oral. Dit is soort van alomteenwoordig. Maar is my energieveld, ekskuus, ek val in die rede. Is my energieveld nie hy is wel beperk tot 'n radius rondom my. Hy is as Hy stop iewers. as jy nou na die fisiese deel daarvan gaan kyk. Okay. Okay, so Maar- jy maar- glo daar's meer as net die fisiese dit is soos, rippels. Kom ons sê ek sit hier en ek bid vir jou. Of die Waar gaan daar frekwensie. gebed teen? Okay. Waar gaan daai woorde en gedagtes heen? Dit bly nie net hier om my nie. Okay. Jy weet, Okay. en daar is 'n ding soos collective consciousness. Ja. Okay? Nee, dit verstaan ek. Ja. Ons het Ek dink byvoorbeeld ek verstaan dit. Ja. Dr. Kromhout het baie kere as ons begin met 'n lesing, dan toets ons die groep se energie. En baie is dit hier tussen 200, 400 hier by Courage en Ja. begin bietjie met vrede in jouself en weet jy wat, dan gaan ons deur 'n meditasieproses
En as ons dan toets, Ja. dan trek ons Ja. almal hier by 650 na Ja. 700 toe, which is the collective consciousness. Ek dink jy laat my nou aan iets dink. Mense sê soms hulle klim van 'n vliegtuig af op Ouer Tambo. Ja, Dan gaan hulle in Johannesburg en dan voel hulle die aggressie. dit is so. Iemand anders, nou Johan, sê ons ry deur die hek by Namibië. As hy een keer in Namibië is, dan voel hy die vrede. Ja, dit is so. So hoe ek dit dan verstaan is, nou loop ek in Rosebank rond en dis 'n klomp aggressiewe mense wat Ja. kwaad is. Ja. En 'n mens voel daai energie. Ja. Ek kan dit verstaan. Ja. Maar wat dink jy vat daai energie, die kollektiewe energie ver? Verstaan jy wat Dit is- wat dit is die is- ding wat ek oor wonder Dit is? is 'n groepsding. Dit Wat is vat dit hom is- ver? dit So het jy nou 'n hele stad nodig om hom byvoorbeeld te laat sprei buite Johannesburg uit tot sê 'n vereniging. Ek raak nou prakties, maar Jy ek kan wonder dit net in 'n groepsessie doen, maar jy kan dit persoonlik individueel ook doen. dat hy Ons doen ver dit strek. baie. Ons gaan in 'n meditasiestaat Ja. in en jy kan visualiseer hierdie goue lig of wit lig wat om planeet Aarde is Okay. en wat vrede bring. Okay. En hoe meer ons hulle het weer met kinesiologie toetse Ja. gedoen. Ja. Met hoeveel grade verhoog so 'n gedagte in positief. Ja. En dan as dit nog in 'n groepverband is, dan word dit nog sterker. Nog sterker. Nog sterker. Ja, dit is vir my baie interessant. Ek wens net ek kan nou verstaan hoe trek dit tot in Rusland en Oekraïne. Dit doen. Maar Jy dit kan ja. regtig, jy kan regtig dit doen. Hulle het ook bewys dat met kinesiologie ek kan byvoorbeeld dit is daai ding van intuïtief. Jou Ja. intuïsie is deel van Ja. hierdie. Intuïtief kan jy goeders aanvoel. Ja. En niemand sê dit vir jou nie. Ja. Dit is ook soos hierdie déjà vu ervaring. Jy kom op 'n plek of jy ontmoet iemand en iets in jou wil sê maar ek ken jou of ek het jou al ontmoet, maar fisies is dit nie so nie. Het dit nie gebeur nie? Ek was nog nie hier nie. Ja, ja, As ek in Frankryk is, ja. ek kan kies the soil. My. As ek daar in Provence is my hart se punt se plek. So. En my voorouers kom van daar af. Ja, nee. Ja, so Jy daai. weet, so daar is 'n link daar. Maar ek meen niemand leer dit vir my nie. Ek voel dit net en ek voel dit so sterk. Laat jy nie vir my kan sê ek verbeel my net nie. Dit is 'n regtige energie wat daar teenwoordig is. Ja. So. Nou wil ek met my vraag voortgaan want ek het nou eintlik vir jou onderbreek. Ja. Die pad wat jy dan loop. Nou het jy dan die aura gekyk, na Ja. die energie gekyk en so aan. Ja. En jy het jou energiewerk wat jy Ja. doen, jou hande Ja. speel 'n verskriklike Ja. groot rol. Ja. Ek dink natuurlik ook wie jy is, nê? Ja. Want net om in jou teenwoordigheid te wees Ja. is om in een van die vir my sagste, sterk. Ja. Sterk van oortuiging, Ja. sterk Ja. mens. Maar ek voel die krag. Maar ek voel ook sagtheid. Ja. Ja. Baie sagtheid. Ja. So, wat is die pad dan verder? Die pad dan is heling is nie net eenmalig nie. Dit is fasette op fasette op fasette. En partykeer dink jy het 'n ding verwerk en dan hoor jy iemand sê iets of jy lees iets en dan trigger dit iets in jou. Ja. Jy weet, byvoorbeeld, toe ek vir Deepak Chopra geluister het destyds. Hy het vir ons gevat deur 'n proses van we're going into meditative state. Ja. And dan sê I want you to visualize a rose, a sunset, a bird, en so het hy verskeie goed genoem. En toe sê hy, where do you think this rose is? Because now you mentally thought about the rose. Ja. So where's the rose now? Do you think it's in your brain? En dan sal hy sê, I can take a brain scan, you think I'll find a rose there? Think I won't. I can go further, I can cut your brain open, I won't find the rose there. But the image of the rose, if you don't know what a rose is or rose look like, you cannot recall it.
Okay. That says that image of a rose sits in your subconscious mind and now you can recall it. Okay. So alles wat eintlik met ons gebeur, gaan sit in die onderbewussyn in lertjies. Ja. En as ek nou byvoorbeeld iets heeltemal absurd vir jou gaan sê, Ja. en ek gaan nou vir jou sê, ag weet jy wat, ek dink jy's 'n regte pervert. Okay. Okay? Ek sien al hoe lag jy vir my. Want ek praat twak. Absoluut. Ek wonder wat sal die lyf nou gedoen? Daar's geen Wat sal jou krag nie. pendulum nou gedoen? Geen krag nie. Ja. Ja. Verstaan jy? Ja. Maar as daar iewers ietsie hak daar, dan gaan jy sterk bly. Dan gaan dit. Ja. Alright. So dit help jou as iemand vir jou ietsie sê en dit trigger iets. Ja. Nou kan jy gaan dink hoekom trigger hierdie ding? Ja. Hoekom word ek kwaad? Hoekom word ek hartseer? En dan kan jy verder gaan en gaan kyk, want jy weet, daar's 'n waarheid dat die eintlike eina goed in ons lewens. Ons kan dit ook noem ons skadukant. Ja. Your shadow. Ja. Ja. So you've got yourself and then you've got your shadow of your skadukant. Maar ons moet leer om nie hierdie arme ou skadukant te verwerp en dit is nou alles wat sleg is nie. Dit is nie so nie. Daai skadukant is jou leermeester. Dit wys vir jou op goed waarna jy moet kyk. Dis hy. Jy weet? En jy kan verder gaan. Ek het byvoorbeeld, daar's 'n tegniek wat hulle noem family constellation. Ek het gehoor daarvan. Jy. Ja. Nou ek het al 'n family constellation sessie bygewoon en ek het 'n boek daaroor. En dit is 'n groepsessie. Hulle vat jou ook in 'n meditasie staat in en dan die groeplede verteenwoordig jou geslagte. En dan kan jy gaan kyk waar het 'n disfunksie ontstaan wat geslagte lank oorgedra word. Jy weet? En baie van dit het dan te maak met hierdie persepsie van iets aggressie of ek was getroud met 'n man wat 'n alkoholist is. Okay? En daai alkohol onder dit sit 'n soeke na die nurturing van die pa-figuur. Want hy het met 'n baie aggressiewe pa groot geword. En ons kon gaan kyk waar het daai aggressie ontstaan. En paar geslagte terug is 'n seun oorlede. En of die pa fisies verantwoordelik daar was of net baie skuldig gevoel het. En van daar af het hierdie probleem van ek kan daai emosie nie lekker verwerk. Wat sê jy? En as jy nou begrip het daarvoor, dan kan jy dit, as jy reg is daarmee, kan jy dit gaan regmaak, emosioneel, geestelik en so. My ex wil dit nie regmaak nie, want daai pyn is te diep. Hy het vanmiddag gesê ek kan nie, dis soos Pandora's box. Ek kan dit nie oopmaak nie. Met ander woorde, verstaan ek reg, nou jy het met die liggaam gewerk, so die liggaam is gereed gemaak daarvoor dat jy dit wat nou in die gedagtes is, mee kan begin werk. 'n eenvoudige voorbeeld wat ek nou wil gebruik om vir jou te sê wat ek wil vra, is iemand raak ontsteld en hulle begin verskriklik praat en babbel en kakkel en alles is spanningsvol, gelaaide gedagtes en so aan. Ja. Of beklei dalk. En nou sê jy kalmeer jouself en so, jy wil werk met hoe die persoon praat en hoe die persoon optree. Maar as jy die liggaam kan kalmeer, die sentrale senuweestelsel kan kalmeer, deur asemhaling byvoorbeeld of tyd weg. Absoluut. Nou is die liggaam gereed vir nuwe gedagtes oor die saak. Absoluut. Is dit hoe hierdie ook werk? Dit is so. So jy berei die liggaam voor, maar daar moet 'n opvolggesprek plaasvind. Dit is nou waar die belangrikheid vir my inkom. Dr. dis Kromhout interessant. sal nou vir jou sê, haal asem en ek tap jou. Okay? En dan daai dit raak wel van stres ontslae. Ja. Maar as ek nou hierdie PNI ding bytrek, en dit is nou van emosie, van voel na dink, na die brein toe, na die liggaam. Endo-immunologie. Endo-immunologie, Yes. okay. Nou as ek nou daarna kyk, en ons weet nou jou aura is nou hierdie persoonlike stoortjie. Ja. Ek kan nie jou help om jou aura skoon te maak net op 'n mental manier nie. Ons kan ons nie reg of weg dink nie.
Ons moet van daai emosies ontslaa raak. Liggaam. Yes. En dan gaan kyk ons, daar is tegnieke om van daai emosies ontslae te raak. Party van hulle is ek bietjie versigtig voor. O, Want daar's tegnieke wat sê, you have to go and sit in your fear. Ek hou nie daarvan nie. ek hoor jou. As ek met 'n vroutjie werk byvoorbeeld en sy is seksueel gemolesteer as 'n kind, jy gaan definitief nie vir jou sê gaan sit in daai vrees vas nie. Maar ons kan kyk, waar's ek nou? En ek kan terugkyk en ek kan sê dit het met my gebeur. Ja, Ek kan nie dit reg verander nie. ja. Maar ek kan nou gaan kyk wat het dit emosioneel aan my gedoen. Maak dit my hartseer, maak dit my bang, maak dit my kwaad. Okay. Nou kan ek gaan sê, daai emosies kan ons nou regmaak. Ons kan Dis dit hy. verander. Ja, En as ek besef dat ek is 'n godswese, ek is 'n skepping, ja. ek is 'n bron van lig. Ek is nie duisternis nie. En ek hoef nie die slagoffer te wees van hierdie omstandigheid wat met my gebeur het nie. Ja, dit is sleg. Dit is eina. Maar ek kan daai einas nou gaan regmaak. En dan kom hierdie besef van alles wat ons doen is 'n keuse tussen vrees en liefde. Dis eintlik waaroor dit gaan. Dis hoekom ons aarde toe kom, is om hierdie prosesse te kom leer en Godgegewe gawe te gebruik van keuse. So kies ek nou liefde, kies ek vrees. En kies ek, en ons moet pas op vir vrees, want die ego, dankie, die ego kan baie kragtig wees en kan jou goed laat glo wat nie waar is nie. Maar as jy nou die hoër bewustheid bytrek en jy begin werk van 'n liefdebasis af. Ek is nie 'n armsalige sondaar nie. Ek is nie. Ek is lig en liefde en vrede. En dan kan jy daarmee beginne werk. En as ek nou lig en liefde en vrede is, dan hoef ek mos nou nie aan te haak aan hierdie stres ding en ek is 'n slagoffer nie. Dis dieselfde met stres. As ek dink en ons sien maar geweld hier om ons. Maar as ek nou dink by elke robot is daar potensieel een gaan my oor my kop slaan. As ek daai soort van persepsie myself gaan intrek en ek stuur daai energie uit, dan gaan ek daai diepe energie na my toe trek. Jy weet? Maar ek hoef dit nie te doen nie. Ek kan sê, ja, ek moet versigtig wees, ja, ek moet paraat wees, ek moet kyk wat om my aangaan, maar ek koop nie in op daai stres nie. Ja. En ek gaan sê, maar ek is nie 'n slagoffer nie. So ek straal positief uit, ek straal liefde uit, ek straal vrede uit en dis wat jy na jou toe gaan trek. Dis baie interessant wat jy nou sê, Ja. prakties. Ek ry vanoggend, ek het 5 uur weggery by die plaas, want ek sien nie vir hierdie vreeslike verkeerkans nie. So, dan, maar die snelweg is al goed besig hoor. Ja, ja. Nou ry ons, ek weet nie of jy weet, daarby van Burenweg in Ja, Johannesburg, ja. is die pad kwaai afdraande Ja. en met 'n draai, daar gebeur Ja. baie ongelukke. Ja. Maar dis toe so, daar's soveel vragmotors, dat ek is in die regterbaan en ek kan nie uit hierdie baan kom nie, maar die motors jag. Nou ry ons redelik vinnig, dis so net diskant 120 wat ons teen hierdie draai, hierdie afdraande ry. En ek ry met 'n ou klein i10 Ja, en ek dink by myself, hoe is dit dat ek nie bang word nie? ja, En toe besef ek, kan hier 'n wiel van hierdie kar afval ja, en ek 'n hengse ongeluk maak? Ja, dit kan. ja. Het dit al met mense gebeur? Ja, dit het. Gaan dit met my gebeur? Ek weet nie. En ek dink, okay, maar as ek nie kan waarborg, ek sit en dink dit. ja. As ek nie kan waarborg dat dit nie met my gaan gebeur nie, hoekom is ek nie bang nie? Ja, nee. Toe word dit vir my 'n baie misterieuse, wonderlike ding van ek ja. leef nie in die slegste waarskynlikheid nie. Ja, ja. Ek leef in goedertrou. Daar's 'n ding wat sê ek gaan veilig kom waar ek moet. Ja, dis nie rasioneel noodwendig nie. Want daar is 'n kans. Dit is baie interessant. Dit is so. Mariet, het jy 'n laaste opsommende boodskap vir ons oor, ek wil nie net sê oor kinesiologie Ja, nie, maar ja. oor dit wat jy te bied het en dit wat in jou hart leef in jou werk met mense op hierdie vlak. Weet jy, ek dink net as ons kan regtig besef dat ons is holistiese wesens en dat ons die lewe baie makliker kan hanteer. Ons het almal ons eienaars, ons het almal ons swaar kry. Maar dit is alles daar deel van jou groeiproses.
En as jy in jouself begin ontwikkel, jy begin groei, dan kom jy regtig by 'n plek van hemelse vrede binne jouself. Ja. En as ons kan kollektief meer werk op daai konsep van vrede in jouself, van liefde uitstraal, van compassion, ja, daai maar nou moet ek ook vir jou sê, jy het vir my gevra hoe beskerm ek myself. Ja. En ek wil net gou-gou vir jou Dis, hy sê. vertel my. Omdat ek hierdie nurturer is, toe ek nou begin werk met kankerpasiënte, het ek vinnig besef, as ek nou gaan, ag ek voel so jammer vir jou, en ek gaan daai energie in myself intrek, oh my goodness, ek gaan nie 'n dag hou nie. Ek gaan myself Dis 'n impact. uitbrand. Maar wat ek kan doen, is voor ek na jou toe kom as my pasiënt, jy weet mos nou ook, ek werk saam met engele. Ek rarig doen. Ja, ek jy het doen. my vertel, ja. So ek vra vir engele om my te help en my te beskerm, en ek visualiseer regtig wit lig om my. En selfs as ek klaar gewerk het met iemand, dan suiwer ek gou myself. Ek sit hierdie lig om my, is amper soos veertjies wat hier om my is, wat enige negatiewe energie uitvryf. Of ek sien 'n glas, Ja. soos 'n glasbabbel om my, en as iemand, so goed gly net af. En dit help dat ek kan saam met jou voel en ek kan saam met jou huil, Ja. maar dit bly jou goed, dis nie my goed nie, en vat ek dit nie trek saam dit nie. nie in myself nie. Ja, dis mooi. So op daai manier kan mens regtig jouself beskerm. Jy het nou 'n voorbeeld genoem, jy loop in 'n vertrek en hier's 'n klomp mense met baie swaar negatiewe energie. Jy hoef nie in te tap daarin nie. Jy kan regtig jouself beskerm. Dit is. Net so kan jy in 'n vertrek inloop en daar's vriendelike mense en hulle lag en daar's 'n soort van 'n jolige energie, dan tel jy dit ook op. Dis hy. En dan voel ons net sommer lekker. Almal sommer lekker. Nou ek voel vreeslik lekker as ek met jou praat. Dit was Ja. baie lekker om met jou te praat. Baie groot plesier, maar ek wil net weer sê, kinesiologie is not airy-fairy. Dit is 'n wetenskap. Ek hoor jou. En ek kan afsluit met die enigste mens wat op die aarde geleef het, wat by 1000 gekalibreer het Ja. op hierdie map of consciousness, is Jesus Christus. Die historiese mens, Die mens Jesus die Christus. mens So. Jesus. Yeshua bin Joseph. Seun van Josef. En daai boek verduidelik ook al hierdie goed waardeur hy moes gaan om in hierdie bewustelike Ja, map of consciousness te groei tot daar. tot daar. En daai is absolute vrede, absolute liefde, absolute joy. Jy weet, joy kalibreer nog hoër as liefde. Is daai geluk, daai innerlike geluk in jouself. En wat vir my wonderlik is dat 'n mens in daai kontras kan leef, die paradoks van Yes. jy kan diep hartseer dinge beleef Ja, en te gelyk in die vreugde dit is wees. so. Dit Ja, is en ek so. dink dit is seker die plek Dit van is die plek. Dis die Ja, plek waar ons almal maar moet of kan uitkom. En te midde van seer en swaar kan jy dit oorkom en kan jy jou goed verwerk en kan jy op 'n beter vlak in jouself kom en met die mense om jou. en Ja. daai is so belangrik. Die mense om jou. Die mense Marit, om ek sê jou. vir jou baie dankie. Ag, 'n groot plesier.